Vanoggend se erediens maak saak. Dit maak saak vir die Here oor wat van sy woord ons gaan uitdra. Dit maak saak vir elkeen van ons, want ons het nodig om net weer so 'n bietjie ons fyn in te stel, sodat ons mooi gefokus kan kyk na 'n baie belangrike deel van ons geloofslewe. Dit maak saak vir die res van jou familie, want iemand mag dalk hierdie boodskap deur jou nodig kry. Dit maak saak vir die wêreld en dit maak saak vir die kerk, dit maak saak vir die koninkryk. Dit is 'n kosbare uur waarin die Here met my en met jou wil wees. Kom ons vra dat hy ons aandag by dit gee. Hemelvader, groot en almagtig is die grootheid wat ons in ons woorde uitdruk, kan nooit verduidelik hoe groot U regtig is. Die almag is onbegrens. U beplan dinge terwyl ons nog niks eens daarvan weet. U werk aan sekere mense se geestelike lewe, dalk vandag, dalk iemand wat nie eens hier is nie, en hierdie uur is die kosbare uur wat U wil gebruik om dit moontlik te maak. U beplan oor maande en jare wanneer mense oor U sal oopbreek. Elkeen van ons het al die voorreg gehad om net hiervoor te besef daar is nie een. En tog is daar baie mense wat dit nog nie verstaan nie en soms vergeet ons dit self. Hierdat vanmôre se saam dink uit U woord ons in staat sal stel om hierdie kosbare tyd uit te koop wat U vir ons op hierdie aarde geplaas het. Laat U naam verheerlik word in die oordeenking hiervan. Laat die koninkryk uitgebrei word in die oorvloeisel hiervan. Laat elkeen van U kinders hoor wat die Gees vir die gemeente is. Vriende, ons lees uit Romeine hoofstuk 10. Romeine hoofstuk 10, ons gaan vanaf die 5de vers tot en met vers 17 saam lees. Julle sal dit nou nie, ek weet of julle dit eens opstel nie, maar julle agtergekom ek tel die Bybel op as ek lees. 'n Professor het vir my eendag dit gesê. Toe ons nog jong stuitertjies was en geleer het oor teologie. Hy sê hy maak seker die mense sien dat jy lees uit die Bybel uit. Want anders dink die mense jy dra sommer jou eie storieetjies. So, ek hou die Bybel spesiaal so sodat julle kan weet ek lees uit die Bybel. Goed, lees vanaf vers 5. Moses skryf soos volg omtrent die moontlikheid om jou saak met God reg te maak. Wie die vereistes van die wet nakom, sal daardeur lewe. Maar die vryspraak wat 'n mens kry deurdat jy glo se boodskap is, jy hoef nie in jou hart te wonder wie sal na die hemel opklim. Dit wil sê om Christus na die aarde toe te bring om jou te help, of wie sal na die plek van die dooies onder die aarde afdaal. Dit wil sê om Christus uit die dood terug te bring. Nee. Die verlossing wat joune word deurdat jy glo. En dit is juis hierdie boodskap wat ons verkondig. Dit is sommer hier by jou. Om die waarheid te sê, die skrifwoord lui, die boodskap is hier by jou, op jou lippe, in jou hart. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons met ons hart, want ons glo met ons hart, kom ons begin weer. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek, en as ons met ons mond bely, word ons verlos. Soos die skrif sê, wie in hom glo sal nie beskaamd staan nie. Inderdaad, dit maak geen verskil of jy in Jood of in Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here, en hy deel sy rykdomme uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Hoor hierdie kosbare woord weer. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie?
En hoe sal hulle van hom hoor sonder daar iemand is wat die boodskap bring? En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Maar tog is dit nie elkeen wat die goeie nuus verwelkom nie. Jesaja sê tereg, Here, wie het ons boodskap geglo? Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Ek dink dis baie duidelik dat julle vanmôre sal hoor uit die voorsang, uit die liedere wat ons gekies het, uit die teks wat ons gelees het, uit die inleiding tot ons erediens, dat vandag is een van daai basiese bousteen preke wat 'n mens nooit genoeg van kan kry. Een van daai fondasie boodskappe wat ons van tyd tot tyd uit ons kop uit ken en ander kere so maklik net by ons verbylaat. Want die praktiese daarvan is waar dit so belangrik is. Een van die dinge wat ek agtergekom het in my lewe wat my die meeste vreugde gee, is as ek iets oor die Here met iemand deel en jy sien die liggie gaan aan. Jy kan sien daar snap hulle. En daai oomblik wat hulle dit snap, ek kan julle nie beskryf hoe wonderlik lekker dit is. Dis seker maar hoekom ek preek. Maar dit gebeur dikwels ook in geestelike gesprek. Daar het al hoeveel sulke geleenthede oor my pad gekom. Ek weet nie hoeveel geleenthede jy al in jou pad gehad het om met iemand te praat oor hulle geloofslewe. As jy dit al gehad het en jy het al gesien hoe iemand tot bekering kan kom, dan moet jy dit sekerlik onthou as een van die mooi stories van jou lewe. Baie mense kom by so iets en sê maar ek het nog nooit daai voorreg gehad nie. Ek is eintlik vreesbevange as dit na my kant toe kom want ek gaan nie weet wat om te sê nie. Ek gaan so bang wees dat ek hierdie geleentheid gaan opmors dat ek dit liewer net gou vir die deel nie wil doen. Wonder nogal of jy gemaklik voel om met iemand 'n geestelike gesprek te hê. Nou wil jy vandag help daar. En ek wil jou uitdaag, want nou weet ek net die Here werk mos nou altyd met 'n plan. As hy vandag hierdie boodskap met jou deel, dan gaan daar iets oor hierdie week of in hierdie maand oor jou pad kom waar jy dit kan gebruik. So as jy nou sê, o gits, ek is nie seker oor hierdie nie, dan moet jy nou begin notas neem. Want jy gaan dit gebruik, die Here gaan dit oor jou pad bring. So hier begin ons. Eerste ding wat ek graag vir jou wil sê, en ek het dit al in die verlede ook hier gesê, ek onthou dat ek dit gedoen het in hierdie spesifieke gemeente. Maar ek wil dit graag hierdie beeld weer met julle deel. Want dis 'n paar mense wat daai tyd nie was. Ek wil hê jy moet vir jou indink, hier is 'n paal geplant. In die staan 'n paal, daai kant van die verhoogie staan daar ook 'n paal geplant. En ons wil 'n kettingkie lê van hierdie kant af. Skakeltjie vir skakeltjie. Dit ons nou hierdie kettingkie bou. Dit is net met 'n geestelike gesprek. Jy weet nooit watter kettingkie jy lees om te lê. Jy weet nooit watter skakeltjie jy lê. Ergens eendag lê jy 'n skakeltjie wat dalk daar was, maar of hier was. En jou gesprek met iemand, jou voorbidding vir iemand, jou glimlag, jou vriendelikheid, jou luister, jou saampraat. Die eendag gaan die laaste kettingkie, daai kettingkie wat iemand te keer. Dis wanneer hy sy hart vir die Here gee. Daar's duisende skakeltjies wat gelê word in die proses vir iemand om tot bekering te kom. Dit kan wees hoe jy eendag vir iemand net in die straat gesien het en in vriende geglimlag het. Dit kan wees waar jy vir iemand gesê het, "Hoor jong, hy nie in die straat is nie." Dit kan wees waar iemand jy gesê het, "Ja, gaan vir jou sê." Dit gaan wees waar jy vir iemand dalk gevra het, "Hoor jy sê, jy tel die Here aan kan neem." En die ou draai net om en hy loop weg. Dit kan wees dat al daai skakeltjies, die Here het 'n wonderlike manier waar hy baie mense gebruik en baie situasies gebruik. Partykeer goeie en slegte goed gebruik in mense se lewens om dit te laat dink.
Waarheen gaan ek met my lewe? Wat is ek besig om te doen? Wat is die regte pad vorentoe? Wat is die keuses wat ek moet maak? En dan eendag, een van daai 1000 skakels, is daai ene waar jy vir iemand sê, wil jy die Here aanneem as jou verlosser en saligmaker? En daai persoon sê, ja, ek wil. Dan is die ketting geslaag. Dan is die ketting geslaag. En jy weet nooit watter ene jy lê nie. Ek het die voorreg gehad om al 'n hele paar van daai laaste kettingkies te lê. En die ou wat daai laaste kettingkie lê, hy kry die vreugde en baie van hierdie ander werk wat mense intussen gedoen het, gaan net verlore. Jy weet nie eens wat jy gedoen het nie. En jy dink jy is nutteloos. Maar jy is nie. God gebruik jou. Hy gebruik jou by die viswaters, hy gebruik jou waar jy kamp, hy gebruik jou by die werk, hy gebruik jou in die manier hoe jy jou kar bestuur. Hy gebruik jou in die manier hoe jy by checkers, die dametjie wat jou posscan hanteer. Hy gebruik jou op wonderlike maniere in baie plekke waarvan ons nie eens weet nie. Ek wil jou graag vandag aanmoedig. Hou aan om jou geloof uit te leef. Of jy dit nou so helder onderstreep dat dit in hulle gesigte is, of jy dit baie subtiel doen. Die Here gebruik jou diens aan elke dag. Jy het nie nodig om die laaste een te lê nie, maar as jy die voorreg kry om die laaste een te lê, dan moet jy weet wat om te doen. En dit is waaroor baie mense baie keer vreesgevange is. Want hulle is bang hulle gaan die bal daar laat val. Niemand staan op in die oggend en dink ek gaan nou vandag 'n fout maak. So ontspan hieroor. Dis 'n heerlike voorreg om met iemand te kan gesels oor die belangrikste onderwerp wat daar in die lewe moontlik is, en dit is: het jy geloofsekerheid dat die Here jou Here is? As jy jou hart vir hom gegee, behoort jy aan hom. So, ek wil graag met jou vandag oor hierdie goedjies gesels. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet vasloop as jy nou wil notas neem wie waar jy gaan begin. Die eerste ding wat jy moet doen as jy begin dink oor 'n geestelike impak wat jy het in die wêreld om jou. Jy gaan moet bid. Jy gaan moet bid dat die Here mense oor jou pad bring. Jy gaan moet bid dat die Here jou sal gebruik in vandag se tyd en vandag se omstandighede om iets geestelik vir iemand anders te beteken. Jy sal moet opstaan in die oggend sê, Here, hierdie dag is U sin. As U my wil gebruik, op watter manier ook al om ergens 'n skakeltjie te lê, ek is tot U beskikking. Ek wil jou ook uitdaag om te dink oor mense wat jy vermoed in jou binnekant, want ons weet nie altyd nie. Wie se laaste skakeltjie nog nie gelê het. Hy kan enige ander skakeltjie al gelê het, maar jy weet hy het nog nie daai besluit geneem nie. Iemand in jou familie, iemand in jou straat, iemand by jou werk, iemand in jou vriendekring. Is daar iemand aan wie jy kan dink op hierdie stadium wat jy vermoed daai laaste skakeltjie, daai oorgawe my hart probeer te gee dit is nie gebeur. Ken jy iemand so? Iemand wat naby aan jou is? Die feit dat daai naam nou in jou kop opgekom het, is nie ek het dit nie gesuggereer nie, jy het dit self uitgedink. Of die Gees van die Here het dit vir jou gedink. Jy moet vir daardie persoon begin bid. Here, as U my wil gebruik in die lewe van Piet of Koos of Sunny of Klaas, ek is tot U beskikking. Want ons is almal medewerkers in die koninkryk van God. Elkeen van ons wat hier. En die Here gebruik dit op wonderlike maniere. Met ons gawes, sommer net met die vrug van die Gees wat partykeer skrik. Maar wees beskikbaar dat die Here jou kan gebruik om 'n skakeltjie te lê in iemand se lewe. Die tweede gedagte wat ek graag met jou wil deel is.
Jy sal iewers die geestelike kant van 'n gesprek moet aanroer. Jy gaan dit moet doen. Iemand wat ver van die Here af is, gaan nie sommer 'n geestelike gesprek begin nie. Daar's 'n sekere tyd wanneer daai skakeltjies op 'n sekere punt kom wat hulle begin vir die eerste keer om geestelik te stimuleer te wees. Waar hulle vir die eerste keer sal begin en sê ek wonder oor dit. Of hy sal self sê nee man, hierdie is sommer net nonsens. Dit beteken ten minste hy daaroor begin dink. Dis die minimum wat jy aangaan. So in daai geestelike gesprek, jy gaan die geestelike gesprek moet begin. En jy gaan die Here se leiding moet vra daarvoor. En jy gaan jou gawes moet gebruik daarvoor. Vir sommige mense is hy besig daar in die middag. Ek onthou, ek het nou nog vir Janie die storie vertel. Hoe 'n ouetjie wat saam met my geswat het, eendag in die straat gestap het. Hier in Stellenbosch se straat gestap hy af. Die volgende oomblik spring hy in die lug en hy sê prys die Here. En ek dink aan myself, asseblief ek wil net nie weer wees. Asseblief dit pas nie by my. Jy kry mense wat 'n sekere styl het van 'n ding doen. Hulle het 'n sekere taal gebruik wat vir sommige mense boem in die gesig slaan en dit sê wow, die Here is besig met my te praat. En daai selfe ou sê presies dieselfde goed vir 'n ander ou en hy sê asseblief los dit. So wees gemaklik daarmee. Selfs die ou wat sê ja asseblief net nie dit nie, het die geestelike skakeltjie van daai oomblik ook gekry. Hy het hom net nie gegryp nie. Dit was nie die laaste enetjie nie. So jy moet nooit jou styl van werk met mense misken en dink o nee, ek moet liewer nie met mense praat nie want hulle persoonlikheid van dit of dat nie. Jy moet nog steeds jou ding doen op jou manier. Jy moet nog steeds daai gawe en daai vrug van die Gees uitleef. Maar iewers gaan jy daai geestelike gesprek moet begin. En die geestelike gesprek kan begin op 'n klomp algemene normale goede. Wat baie keer vir mense werk is om te gesels oor 'n fliek. Daar gaan altyd in een of ander fliek gaan iemand dood. Daar's altyd een of ander krisis in een of ander fliek oor. Maar as hierdie persoon nou doodgaan, wonder waar sal hierdie ou nou gaan? Daar's die antwoord in hierdie fliek. Julle sal nie glo verkeerd ek al Dead Poets Society. Fliek gebruik om met mense te praat oor hulle saak met die Here. Die ander ding wat 'n mens baie goed kan gebruik is vertel my jou storie. Vertel my wat het al vir jou gebeur. Ek het gister 'n gesprek met iemand gehad. Dis 'n kontrakteur wat by ons veel van 'n badkamer ingesit. En hy het gewag dat die ouetjies vinnig daar laaste jobie moet doen en hy sit daar by ons in die sitkamer gesels. En ek het hom gesê, "Hoe het jy by hierdie werk uitgekom?" En hy het sy hele storie begin vertel. Van waar hy op skool was en hoe hy wat het hy gaan swat en hoe hy dit gedoen en hoe hy op hierdie ding afgekom. Sy hele storie. En om dan by daai storie aanklank te vind. Partykeer kan 'n mens net sê en dink jy die Here het jou gelei na hierdie plek? Onmiddellik is daar 'n geestelike konnotasie. Onmiddellik is daar 'n kettingkie wat jy kan aansluit en vind. Hoe het die Here jou gelei in hierdie ding? As jy daai groot diefstal gehad het en hulle ingebreek het by jou stoor en hulle alles gesteel het. Het jy na die Here toe gegaan oor hierdie ding? Ek het nog nie van gepreek nie, ek het hom nie na bekering gelei nie. Ek het net vir hom gevra, wat is die geestelike invloed in hierdie storie wat jy het? Die volgende ding wat ek graag met jou wil vertel is, jy moet soveel moontlik vra vir mense, wat niks met geestelike goede te doen het. Jy kan hom vra oor sy werk, jy kan hom vra oor sy sport, jy kan hom vra oor verhoudinge wat vir hom belangrik is. Jy kan met hom gesels oor die geskiedenis, oor die politiek, oor enige iets op aarde van hom dit. Jy kan met hom praat oor die baie reën wat ons gekry het. En iewers kan jy die geleentheid kry wanneer hy jou kans gee, kan jy sê
Ek is so dankbaar vir die Here vir hierdie ding. Ek is so dankbaar dat die Here my in 'n werkkring gesit het waar ek dit is wat ek kan doen. Ek is so baie dankbaar vir die Here vir die gesondheid wat my gegee het om nog hierdie vas te kan hanteer. Daar is soveel maniere wat jy die geestelike ding in 'n alledaagse gesprek kan inbring. Hoe meer vrae jy vra, hoe meer gaan jy die geleentheid sien hoe om dit na 'n geestelike rigting te stuur. Moenie haastig wees met die geestelike rigting. Wees rustig daaroor. Die Here sal vir jou dit wys wanneer jy moet oorgaan na die geestelike deel. As jy lank genoeg vrae gevra het, kan ek jou waarborg uit ervaring uit, iewers gaan daai persoon vir jou ook begin 'n vraag vra. En die oomblik wat hy die vraag vra, het jy die geleentheid gekry om jou storie te vertel. Ek het daar groot geword. Weet jy, ek het in 'n huis groot geword waar my pa ons afgesin na kerk toe gegaan. Ek het daai dag op daai balkon daar gesit en my hart vir die Here gegee. Dit is een van die hoogtepunte van my lewe. Toe het ek dit en dit en dit in my lewe gedoen, met ek so veel rugby gespeel en cricket gespeel en dit gedoen en dat gedoen. En eendag op die veld, ek onthou nou daai storie, eendag op die veld het dit en dit gebeur. En ek het net die Here se hand in my lewe gesien. Daar's soveel maniere wat jy jou geestelike storie kan inweef in jou normale gesprek. Ek daag baie keer mense uit om hulle lewensstorie te gaan neerskryf, grafiek te teken daar, op en af. Dit was 'n hoogtepunt, dit was 'n baie diep laagtepunt. Ek wil nie eintlik daaroor praat nie, maar hierdie slegte ding het met my gebeur. En daai ding is ook net was wonderlik, jy vertel jy van hierdie ding met my. En om daardeur vir iemand te sê, en ek sien daai dag, daai draaipunt daar gebeur het, weet ek die Here dit doen. En toe het ek daai keuses gemaak en die Here het my so gelei en onmiddellik, jy sal agterkom terwyl jy die storie vertel, moet jy oogkontak hê met mense. Die persoon met wie jy dit deel. En jy sal agterkom of daai persoon gaan sê, weet sy oë en sy uitdrukking gaan vir jou sê, vertel nog. Dis 'n interessante storie. Ek hou van hierdie een of ag, dit is verloor. Jy het my lankal verloor. Dis die volgende ding wat ek met jou wil deel oor die geestelike gesprek. Jy moet kyk of die prop binne in die gat pas. Want as jy 'n ding daar gaan invoeter, gaan jy ontbreek. Jy moet weet, deur jou vrae en deur die manier hoe jy dit vertel, moet jy weet my storie vind aanklank of dit bons terug. Ek kan meer praat oor hierdie verhouding met die Here of ek moet liewer nou ophou. Ek gaan nie nou die laaste skakeltjie lê nie, maar ek het 'n skakeltjie gelê. Dankie Here. Ek staan terug. My pa het eendag gesê, maak jou kuiertjies kort, dan nooi die mense jou gou-gou weer. Ek glo nogal daar, ook in die geestelike gesprek. Sê genoeg, maar nie alles nie. Sodat die persoon wat sê, ek wil meer weet, dat jy jou kan vra, en die oomblik wat hy daai passing kry, dan kan jy gaan. Dan is die krag daar. Dan sit jy die skakelaartjie aan. Dan begin die liggie skyn. Dan gaan die gesiggie ophelder en ek dit mag nie. Nou verstaan. Jy sê genoeg om te toets. Gaan hierdie 3 puntjies hier in of pas hy hier in? En die oomblik wat hy sê, ja, dit is reg vir jou. Moet nooit 'n geestelike gesprek forceer tot aan die einde en 'n persoon wil forceer om die Here aan te neem vandag nie, want jy gaan teleurgestel word. En jy gaan by daai punt kom waar jy sê, o, ek het eintlik nooit hierdie plek gedoen. Hoeveel mense het al vir my gesê, ek kan nie nou verder met hierdie ou gaan. Ek sien nie meer kans vir hierdie gesê. Ek is seker maar net 'n swak Christen. Dis nie waar nie. Jy's 'n wonderlike kind van die Here en jy het jou gawe gebruik tot daai punt toe. Jy moet net nie die volgende skakeltjie lê nie. Dis nie jou werk om die volgende skakeltjie te lê nie. Dis iemand anders se werk om daai volgende skakeltjie te lê. Ons is almal deel van een groot radwerk in God se koninkryk. Partykeer gebruik hy 'n gebed, ander keer gebruik hy 'n lied, ander keer gebruik hy 'n slegte situasie, ander keer gebruik hy 'n koppie tee. Hy gebruik wonderlike maniere om 'n geestelike gesprek van iemand in sy lewe te bring tot daai laaste.
weet dat jy kosbaar is in God se masjien om iemand geestelik te bedien. En jy kan dit doen terwyl jy 9 jaar oud is, en jy kan dit doen terwyl jy 90 jaar is. Niemand van ons is uitgesluit daarvan. Daar waar jou skaduwee val, daar is jou geleentheid om jou geestelike invloed in mense se lewens te sit. Vir party gee hy 2-3, vir ander gee hy 2000 in skoolsaal. Daar is soveel plek waar die Here jou kan gebruik. Wees gereed om die Here bruikbaar te wees in sy koninkryk. Vandag, môre, oormôre, elke dag. Met elke kuiertjie. Daar was 'n tyd dat ek baie meer gefokus was daarop. Dat ek elke persoon wat in my kantoor instap, terwyl ek hallo sê, dat die Here wees van my. Ek het hier met my stil gebid. Here gebruik hierdie een. Ek weet nooit hoe die Here jou wil gebruik. Ek onthou eendag, my pa is eintlik 'n kosbare rolmodel in my lewe. 'n Godsman. Hy het my so baie geleer sonder om 'n woord te sê. Hy is nie 'n man wat baie praat nie, maar 'n introvert. Maar nie is 'n introvert nie, maar 'n kosbare mens. Ek het eintlik gesê dat hy regtig baie in. Hy het by my heel eerste Sondag voor ek my intree-preek gaan doen in my heel eerste gemeente. Sit ek by my studeerkamer en ek is besig om my laaste voorbereidingkies te doen en die senuwees loop hoog. My pa het al die pad van Stellenbosch af gery om by ons te kom wees vir hierdie groot geleentheid. My pa het so by my studeerkamer ingestap en hy het in my stoel kom sit. Ek sê, "Sena, hier gaan baie mense op hierdie stoel kom sit. Elkeen van hulle se probleem is groot genoeg dat hy die moed gehad het om dit met jou te kom doen. Moet nooit die geleentheid wat jy het met mense afmaak as ek is haastig, ek is besig, ek het nie my lus nie. Gryp elke geleentheid. Iemand geen skakeltjie te lê in sy gees. Goed. Nou moet ons laastens gesels oor daardie laaste skakeltjie. Wat is die storie van die laaste skakeltjie? Die storie van die laaste skakeltjie is dat daardie persoon het nou eintlik al sy saak uitgemaak. Hy het nou al alles gehoor. Hy het nog 'n paar vrae waarskynlik, maar hy het eintlik klaar besluit of die Here het hom eintlik klaar oortuig. Hy moet nou nog net by daai punt kom om dit nou te doen. En hy weet nie eintlik wat nou gebeur nie. So wat dan gebeur is hierdie kosbare vraag. Wat verhinder jou om nou jou hart vir die Here te gee? Wat hou jou terug? Dat jy nie nou kan sê, Here, neem my lewe. En dit kan enigiets wees. Dit kan wees, ek is, my sondes is te groot. Hoe kan so 'n goeie God sulke goed gedoen het in die wêreld? Dit kan allerlei groot vrae wees wat daar kan wees. Enige iets kan op daai tafel kom. En dit gaan nie 'n moeilike antwoord, hy eintlik klaar besluit hy wil dit doen. Jy moet net daai gedeelte van oplos. En hier is die raamwerk waarbinne in jy dit is. God het die wêreld geskep. Hoe weet ons nie? Majestueus, groots is sy hand in ons lewe, hy het dit geskep. Hy het mense op hierdie aarde geplaas. Of dit nou Adam en Eva hulle eerste name was, ons noem hulle so, ons weet nie wat dit was nie, maar hy het mense op hierdie aarde geplaas. Hierdie mense het in 'n idilliese verhouding met hom geleef. Toe kom die sonde val en hulle het teen God gekies. En toe hulle teen God kies, was dit gestroof van 'n klomp dinge wat ons gehad het, wat ons nou algemeen maar net as normaal aanvaar. Ons sukkel om God se stem te hoor. Ons sukkel om te onderskei wat sy wil is. Ons verstaan nie altyd hoe hy dink en werk en optree nie. Ons maak soms foute. Ons het gebreke. Ons is nie volmaak nie. Mense maak ons baie keer onnodig seer.
Daar's 'n klomp goed wat verkeerd gaan. Dis alles die gevolge van sonde. Alles wat verkeerd is in hierdie wêreld. Dit beteken nie God is afwesig in hierdie wêreld. Dit beteken ons kyk net in 'n dowwe spieël. Ons sien iets daarvan, maar ons sien nie glashelder nie. Ons verstaan nie alles nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Daarom, as ons in hierdie fase van ons lewe ons is in 'n fase wat God nie wil hê dit moet wees. God se idee was dit wat voor die sondeval gebeur het. En toe laat hy mense stuur, profete, rigters, konings, allerhande mense oor ons pad gestuur om vir ons terug te wys en te sê, "Hey, daai prentjie wat so dof is God daar. Hy is lief vir jou. Hy wil met jou op pad stap." Maar dit het niemand anders vreeslik beïndruk, 'n paar mense het beïndruk, maar die meeste van ons het half ongeërf oor hierdie ding. Hy stuur sy eie seun wat mens geword het en onder ons kom woon het. En hy het ons baie stories in die Bybel vir ons te vertel, hoe Jesus net gedoen het wat die Vader gedoen het, en gesê het wat die Vader gesê het, en gedink het wat die Vader gedink het, en gedoen het wat die Vader gedoen het. En hy het vir ons aan 'n kruis kom sterf. En hy het vir ons sondes betaal om weer hierdie verhouding met God reg te kry. En nou dat hy die verhouding met God die deure weer vir ons oopgemaak het, is die deur vir ons oop om in te stap of nie in te stap. Dit is ons keuse. En dit beteken nie nadat jy ingestap het in jou hart die Here gegee het, gaan alles perfek wees nie. My grootste fout het ek gemaak nadat ek kind van God geword het. So jy beteken nie jy gaan nou foutloos wees nie. Geen Christen is foutloos nie, geen kerk is foutloos nie. As jy 'n kerk so 'n foutlose kerk soek, jy gaan hom nie kry nie. Daar bestaan nie so iets nie. Hier is ons gewone mense wat ons hart vir die Here gegee het, wat worstel nog steeds in die dowwe spieël, ons snap nie altyd al die antwoorde nie, ons weet nie al die insig nie, ons maak baie keer foute. Maar eendag gaan die lewe kom plaasvind, en dan gaan hierdie pad vorentoe van die ewige lewe gaan weer wees presies wat dit bedoel het in die begin. Toe hy die skepping daar gesit het deur die sondeval. Dan gaan dit weer dieselfde wees. God se einddoel met ons is sodat ons saam met hom in 'n lewende verhouding kan wees in 'n ewige lewe waarna geen skeiding meer is en geen sonde meer is. Dit is vir ons moontlik. Dit lê vir ons die toekoms in wag. Wie gaan dit kry? Hulle wat hulle hart vir die Here het. En die geleentheid is joune. Jy kan dit nou nie. Jy kan besluit om die Here aan te neem. Nou sê jy, as jy dit wil doen, wil jy dit doen? Ja, ek wil dit graag doen. Ek onthou nou aan 'n CSP-kamp wat ons gehad het, waar 'n seun dit doen. Ja, ek wil nou my hart vir die Here. Okay, dit daaroor. Sê vir hom, Here, ek gee my hart vir U. Maar weet jy wat jy sê nie? Jy sê vir hom, Here, ek aanvaar U nou as my verlosser. Ek bely al hierdie sondes van my en ek wil op U naam noem, as jy welkom. Bely jou sondes, neem hom aan as jou verlosser en wees jy sy kind. En nou begin hierdie seun bid. En hy het stil gebly en die volgende oomblik bars uit in trane. En hy begin net vertel van al sy sondes. Here, ek het hierdie ding gedoen. Here, ek het daai ding gedoen. My mond hang oop. Nou kyk ek so tussen my oor by hierdie ou hy is totaal in die zone. En hy gee eenvoudig alles sonder pretensie. Nou, eerlik voor God sê, Here, hier is my lewe. Dis wie ek is. Ek doen dit. Ek gedink het. Here, ek wil nie meer. Ek wil U my lewe in. Ek aanvaar U as my Dit is doodskuld. Ek sê amen. Ek sê amen. En maak jy oor op. Ek sê jy is nou kind van die Here. En daar wag hy in trane. Dis 'n babatjie huiling. Wat nou? Jy's nou gered. Ek sê jy moet dit bly. Ouens, daai geleentheid moet elkeen van ons die verstand kry. Ek hoop jy kry daai geleentheid. Jo, ek was nog 'n jong peppermentjie gewees toe dit gebeur. Onthou dit nou nie. Daai geestelike vreugde om te ervaar dat iemand net so vreeslik is. Die dan waarvan nie. Kom.
En ek het besef, toe hy daar wegstap, ek het daar op die grond bly sit, terwyl die kinders nog daar die saal besig te sing, hy het opgestaan, hy het sy gesig gaan was. Ek het nie die moed gehad om eers terug te gaan in die aanbidding vir die aand. Ek het net daar gesit. Ek het gedink aan hoeveel mense het in hierdie seun se lewe 'n rol gespeel. Hoe keer het sy pa en ma vir hom gebid? Hoe keer het 'n onderwyser iewers in 'n skool vir hom gesê, "Hey man, jy beter." Hoe keer was daar dalk 'n Jesus-tyd gewees dat iemand ingewaag het om te sê dat jy is. Hoe keer was daar 'n oupa wat gesê het, "Gaan huis toe." Hoe keer was daar iemand wat gesê het, "Ek het die Here te lief." Hoe keer was daai skakies gelê tot ek by daai een punt ergens in Petrus Baai vind met die Here te doen. Ek het die Here baie dankie vir elkeen wat gehoorsaam is. Elkeen wat getrou is. Sonder daai een glimlag, daai een gebed, daai een ietsie met 'n seël. Daai ietsie wat so onbenullig lyk. As daai ding nie gebeur het nie, was hy volgende stap nie gelê nie, was die res van die stap. Ek wil jou vra uitneem om die reis van jou geestelike lewe nie te minag. Jou bydrae is kosbaar in die koninkryk van God. En die tyd raak min. Die Bybel sê vir ons die arbeider is min, die oes is groot. Daar's soveel wat jy kan doen. Gebruik jou gawes, gaan maak daai koppie tee, skryf daai WhatsApp, koop die tyd uit, doen daai gebed, gee daai glimlag, doen daai ding wat jy kan doen. Jy weet nie, hoe siele word opgevul van dit. Saam maak hierdie boodskap baie sin. Ons weet nie, wie dalk iemand self vandag hier sit, wat gesê het, my geestelike wieletjies het bietjie afgeval. En ek weet nie, ek het die Here vir my lief. Ek het lank al ja gesê, maar hier sit ek en ek sê, hierdie maskertjie op en ek doen nou hierdie dingetjie. Ek weet dit nie. My vriend, Jesus het jou lief. Ek vir jou kom sterf aan die kruis. Hy kan nie wag dat jy terugkom nie. Hy weet dat jy weggedwaal het. Hy ken jou denke, hy weet alles wat gebeur het. Niks kan hom verras nie. Hy sal nooit sy asem wegskrik oor jou nie. En as jy na hom toe kom vandag en jy sê, Ai Here, Jesus, alweer, kyk wat het ek alweer aangegaan. Vergewe my. Ek garandeer jou, die Here is die eerste een om sy arms om jou te sit. Hy is die eerste een wat jy sal sê, kom terug. Welkom terug. Here, genade en barmhartigheid, lankmoedig is die Here. Daai boodskap kom al 4000 jaar terug. Ek kan nie wag dat jy terugkeer na hom. Jy kan dit nou sê as jy